Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 10de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Madlanga Kommissie miljoene rande betrokke. Nuushooftrekke vir vandag. Leefstyl audits moet nou gedoen word in polisie. Madlanga Kommissie miljoene rande is betrokke. Duisende diere is al ingeënt teen back and closure. President CR is op staatsbesoek in Brasilië. Skotland kan moontlik die 6-nasie titel inpalm. Waars die beker uitslaa is nou bekend. Tientalle miljoene rande het tussen die omstrede sakemanne Suleiman Karim, Morgan Maumela en Vusimuzi Cat Matlala beweeg. Karim se getuienis het nie sonder drama begin nie. Sy aansoek om 'n kamera te getuig is ook van die hand gewys. Tydens Chaskelson se ondervraging oor miljoene rande wat Karim en Maumela betaal het, het Bana probeer om die getuienis te stop. Chaskelson sê die kommissie is geïnteresseerd in die verhouding tussen Matlala, Maumela en Karim. Volgens Chaskelson is die kommissie geregtig om te ondersoek of 'n misdaadsyndikaat betrokke is by wydverspreide tenderbedrog en ook invloed uitvoer oor SAPD-lede. Karim het getuig dat hy 10 miljoen rand aan Matlala geleen het, omdat laasgenoemde fondse vir die Medicare 24 tender nodig gehad het. Matlala het 'n tender van 360 miljoen rand met die polisie gehad. Karim het erken dat hy teen einde 2024 nog nie sy geld teruggekry het nie en slegs 1,75 miljoen rand in Maart 2025 ontvang het voordat die kontrak tussen die polisie en Matlala gekanselleer is. Die kommissie het ontbloot dat Karim se maatskappy Ziggy Investment CC vanaf Desember 2023 tot November 2024 meer as 42 miljoen rand betaal het vir 'n sakeonderneming. Die geld is betaal aan Maumela se maatskappy Lutaga Trading Enterprises. Karim het verder getuig, Maumela het 56 miljoen rand as 'n belegging in hulle besigheid belê, terwyl hy Karim 55 miljoen rand in die maatskappy belê het. Intussen het president Cyril Ramaphosa die Madlanga Kommissie se sperdatum verleng as gevolg van die aantal persone wat nog voor die kommissie moet gaan getuig. Die kommissie was aanvanklik veronderstel om sy werk teen 17 Maart 2026 af te handel. Die polisie het leefstyl audits as 'n proaktiewe maatreël begin instel na aanleiding van die voorlopige bevindings van die Madlanga Kommissie. Die kommissie ondersoek luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, se beweringe van misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Professor Faro Chakalia sê generaal Fanny Masimola, die nasionale polisiekommissaris, of sy afgevaardigde moet ingevolge die polisie sy jongste keringsbeleid alle poste in die polisie identifiseer waarvoor veiligheidsklaring vereis word, gegrond op die vlak van toegang tot sensitiewe inligting op sake wat die bekleer van hierdie pos het of mag hê. Daarbenewens is misdaadintelligensie besig om leefstyl audits as 'n proaktiewe maatreël in te stel, terwyl met die aanvanklike kapasiteitsplan begin is, waar aanstellingsprosesse in 'n gevorderde stadium is en na verwagting binnekort afgehandel sal word. Meer as 47.000 diere in die Wes-Kaap is reeds teen back and closure ingeënt, so het Agri Wes-Kaap en die rooivleisprodusente organisasie in die provinsie gesê. Lydens die verklaring het die departement al 60.000 dosisse en stof ontvang met nog 100.000 dosisse op pad. In die George-omgewing is daar tans 6 plase met bevestigde back and closure gevalle en 5 plase waar toetsuitslae nog uitstaande is. In die gebied het veeartse tot dusver 114 plase besoek en 13.490 diere is op 81 plase reeds ingeënt. In die Kaapstadgebied is 91 beeste in die afgelope naweek ingeënt. Boerbokke in die Philippi gebied, wat saam met besmette beeste in 'n kraal was, is ook ingeënt. Die Hoëverberg in die Sentraal Karoo het tans geen bevestigde of vermeende gevalle nie. Alle partye in die voortsleepende VSA-Israel-Iran konflik moet onmiddellik en die militêre optrede tussen hulle staak en die konflik deur middel van onderhandelinge oplos, soos die president Cyril Ramaphosa. Ramaphosa is op 'n 2-daagse staatsbesoek aan Brasilië om diplomatieke, politieke en handelsbetrekkinge daar te versterk. Beide Suid-Afrika en Brasilië is vennoot in die BRICS-ekonomiese blok, het tans wankelrige diplomatieke betrekkinge met president Donald Trump en Amerika. Die staatsbesoek fokus veral op die versterking van samewerking tussen hierdie twee lande in die sektore van verdediging, landbou, lugvaart, kreatiewe bedrywe, energie, mynbou, wetenskap en tegnologie, sport en toerisme.
Daar is veral die kwesbaarstes en bovenal kinders en vroue wat die ergste ly in hierdie krisis is gesê. Ochaba, 'n geestelike wat beskou word as 'n man met invloed binne in Iran se veiligheidsmagte en uitgebreide sakenetwerke, is deur die land se hoogste gesag, die vergadering van kenners, aangestel. Gister het die Iranse politieke leierskorps hulle by die nuwe opperleier geskaar in hulle lojaliteit aan hom beloof. Friedrich Merz, Duitse bondskanselier, het gesê die regering van Iran moet blitsig verander. Volgens hom is Iran die kern van internasionale terrorisme en dit moet nou gekeer word. President Vladimir Putin van Rusland, een van Iran se nouste bondgenote, het Ochaba geluk gewens met sy verkiesing as die nuwe opperleier in Iran. Intussen het die konflik in die Midde-Ooste gister weer verder voortgesleep. Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, het gesê Iran hou die wêreld as 'n gijslaer met sy wrakaanvalle. Suid-Afrikaners kan eersdaags binne enkele minute om hulle ID slimkaart by 'n plaaslike banktak aansoek doen, danksy 'n moderne stelsel. Dr. Leon Schreiber, minister van Binnelandse Sake, het gister die eerste 9 banktakke bekend gemaak as hulle deel vorm van die departement se nuwe digitale vennootskapmodel met die banksektor. 9 takke van deelnemende Capitec en Standard Bank takke is nou operasioneel om aansoek om ID slimkaarte te ontvang. Die getal deelnemende takke sal teen einde van dese week tot 17 aangegroei het. 5 mense is in hegtenis geneem in verband met 'n skietvoorval Saterdag aan in 'n huis in Marikana informele nedersetting in Filippi. 'n Vrou en 3 mans is in die skietery oorlede. Die verdagtes is tussen 25 en 35 jaar oud en sal binnekort in die plaaslike hof verskyn op aanklagte van moord, poging tot moord en die onwettige besit van vuurwapens. Die motief vir die voorval is vermoedelik verwant aan afpersings. Enige iemand met inligting kan Sergeant Zenga by 072 485 2261 skakel. Terwyl Suid-Afrikaners hulle moet staal vir 'n styging van tot R7 per liter in diesel en R4 per liter vir petrol in April, bou spanning ook in die landbougemeenskap op oor vleis wat nie tans na die Midde-Ooste uitgevoer kan word nie. Die konflik tussen Amerika, Israel en Iran verskerp steeds, met Amerika en Israel wat Iran herhaaldelik aangeval het en Iran wat missielaanvalle op verskeie teikens in die Midde-Ooste uitgevoer het. Daar is vroeër berig dat graanboere ook angstig is oor die finansiële impak wat die konflik op boerderye gaan hê. Die prys van Brent-olie het in 1 week met 45% gespring van 'n gemiddelde prys van $69 per vat die vorige maand tot rondom $100 per vat teen gistermiddag. Met Skotland se onverwagse oorwinning oor Frankryk in die 6-nasie-reeks is daar nou 'n moontlikheid dat die Skotte die eerste keer nog hierdie prestigeryke rugby-reeks kan wen. Die Skotte het Johannes Saterdag met 50-40 op Murrayfield in Edinburgh geklop. Ierland is in die 3de plek met 14 punte. Vir die Skotte om Ierland te klop sal iets groots nodig wees, sien dat hulle laas in 2017 daarin kon slaag om die Ire pak slaag te gee. Intussen is Oscar Jegou flank van Frankryk in die moeilikheid nadat hy vir beweerde vuilspel uitgewys is. Hy het voor 'n dagkomitee verskyn nadat hy hom aan beweerde oogkapery en die toets teen Skotland skuldig gemaak het. Akshay Butler van Amerika het sy landgenoot Daniel Berger Sondag in die 4de ronde van die Arnold Palmer uitnodigingstoernooi in uitspeelstryd op die Bay-Hill-baan in Orlando geklop om sy 3de PGA-titel in te palm. Die 24-jarige Butler was gou agter Berger toe hy Sondag afgeslaan het. 4 voeltjies en 'n arend op die syfer 5 op die 16e het hom in 'n telling van 69 op -3 besorg, terwyl Berger die 4de ronde in 70 houe klaar gemaak het. Dit was sy eerste sege in die PGA-reeks sedert die Texas Ope in 2024. Die Suid-Afrikaanse amateur Daniel Bennett, wat 20 jaar oud is, wat aan die Universiteit van Texas studeer, het op 5 houe oorbaansyfer in 'n gesamentlike 47ste plek klaar gemaak. Die jong Suid-Afrikaner Jaden Shaper, wat Sondag gesamentlik 15 in die Joburg Ope geëindig het, is intussen hoopvol dat hy die volgende paar weke onder die voorste 50 spelers op die wêreldranglys kan inbeweeg. Shaper is tans 57ste op die jongste wêreldranglys. Gary Kirsten, voormalige breier van die Suid-Afrikaanse cricketspan, is gister deur Sri Lanka as die land se nuwe hoofafrigter onthul. Kirsten se leide se verklaring deur die Sri Lankaanse Cricketraad vanaf 15 April by Sanath Jayasuriya oorneem as die afrigter. Die 58-jarige Kirsten, wat die Proteas aan 101 toetse en 158 eendagwedstryde verteenwoordig het, is tot April 2028 gekontrakteer. Hy was in 2024 ook Pakistan se afrigter in witbal cricket gewees. Coco Gauff se veldtog om in die Indian Wells tennistoernooi in Kalifornië is deur 'n besering kort geknip.
die wêreld se nommer 4 vrouespeler, het die handdoek met die telling op 2-6 en 0-2 in haar derde ronde teen Alexandra Ila van die Filippyne ingegooi. Aryna Sabalenka, die topgekeerde en wêreldnommer 1 van vroue tennis, het Sondag verby Roemenië se Jacqueline Christian met 6-4 en 6-1 gestorm om die 4de ronde van die Indian Wells toernooi te bereik. Osaka, 4-malige Grand Slam wenner, speel in haar eerste toernooi sedert 'n maagspierbesering haar uit die Australiese Ope gedwing het. Osaka het in 2018 haar eerste WTA-titel in Indian Wells gewen. Die Nieu-Zeelander Brett Rendell het die eerste bowler in 254 jaar lange geskiedenis van eerste rangse cricket geword, wat 5 paaltjies in 5 agtereenvolgende aflewerings kon neem. Rendell het die eerste paaltjie van sy 5 op 'n ry aan die einde van sy tweede bilbeurt geneem, voordat hy die res van die begin van sy derde bilbeurt geneem het met Northern Districts, wat van 4-0 na 9-5 in 1 gestort het. Kelly Ndlovu, 'n veelsidige speler van Zimbabwe se vrouespan, het vroeër in 2024 5 paaltjies van 5 bale in plaaslike D20 kragmeting vir die onder 19's geneem. Die Waarsy beker uitslaa lyk as volg. Die Maties het 55 punte aangeteken teen Emirates se 20 punte. Ander uitslaa wat ons ontvang het, Aitjies het 85 aangeteken teen UJ se 28 punte. Tuks het 78 opgestapel teen SET Ixias van Bloemfontein se 17 punte. Die NWI Arende het 43 punte aangeteken teen die Shimlas se 31 punte. Eddie Jones glo die aantal Springbokke wat aan die Japanse topliga speel, bevoordeel die wêreldkampioen. Verskeie sleutelspelers verdien tans hulle brood in Japan, onder wie Pieter Stef de Tooy en Marco Marx, albei wenners van die wêreldrugby, se speler van die jaar eerbewys. Ander boksterre soos Cheslin Kolbe, Mani Lovell en die senter Jesse Creel en Damien de Allende speel ook tans in Japan. Hulle kry goeie oefentyd, genoeg oefening, hulle raak baie aan die bal, wat 'n voordeel is. Jones vergelyk die speelstyl in die topliga maar die vroeë dae van Super Rugby. Baie waarnemers glo Saro se besluit om die land se oorseese keringsbeleid te verslaap, het gehelp om die grondslag te lê vir die Bokke se agtereenvolgende wêreldbeker seëges. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for You. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1627, Polokwane 1225, Lephalale 1431, Mbombela 1126, Mahikeng 1531, Pretoria 1431, Johannesburg 1327, Ermelo 424, Kalahari 2032, Gaborone 1731, Richards Bay 1627, Pietermaritzburg 925, Durban 1526, Port St Johns 1328, Pongola 1330, Maputo 1828, Bethlehem 825, Bloemfontein 1328, Allewal Noord 1330, Welkom 1429, Vryburg 1531, Kimberley 1831, Appington 2234, Prieska 2034, Springbok 2636, Karasburg 2334, Keetmanshoop 2134, Mariental 1833, Alexander Bay 2343, Brandvlei 2334, Loederich Bay 28-40°C in die middag, Vredendal 28-43, Kaapstad 2037, Sutherland 1830, George 1832, Jeffreys Bay 1629, Cabarra 1528, Grafreinet 1430°, Kapogelas 1925, De Aar 1831, Molteno 925, Beaufort West 1934, Oos-London 1429. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.53 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.65, die euro verhandel teen R19.14, 'n pond kos R22.13, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,182, palladium per fyn ons is $1,688, silwer per fyn ons is $85, 1 sent, goud per fyn ons is $5,121, Brent olie per vat is $92.68. Gedagte vir die dag:
Moenie dat gister se dinge wat gebeur het, te veel van vandag se tyd van jou in beslag neem nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.